Ons is besig om ons Here Jesus se roete te loop, en dan Paulus en dan Johannes. En ek is jammer, ek het regtig nie gedink nie, ek vergeet dat die transparant kom bietjie klein, ek sal dit volgende week beter spasieer. Weer 'n keer, Jesus dryf deur die vinger van God. En hoor net die mooiheid, ek dink altyd, julle ken almal daai bekende skildery in die Sistynse kapel van die vinger van God wat so raak aan Adam. En dit is vir my so mooi, ons vergeet Jesus, dis die krag van Jesus, dat hy net met sy vinger die duiwel so kan stamp. Hoor net die krag van Jesus. Hy wil dit doelbewus hê in Lukas 11. Deur die vinger wat ek hoef net 'n vinger te verroer en dan hardloop die Satan. Dis die Here. Vriende, weer 'n keer, en ek sê te veel kere, en ons gaan volgende week weer praat, ek wil dit los vir volgende week oor die wapenrusting. Kan ek dit nou al net dan sê, net so 'n trailer, net so 'n voorsmaakie. Dat dit is nie die dominante beeld wat Paulus gebruik vir die stryd van die geloof nie. En dis amper asof dit die enigste beeld is wat mense uitruk as hulle praat oor die duiwel. Dis 'n belangrike beeld, Efesiërs 6. 'n tweede ding wat mense my nooit geleer het nie, as jy daai teks lees en jy lees hom reg, is elke wapen wat Paulus daar gee op die Here gerig, nie op die Satan nie. Dit het niemand my ooit geleer nie. Elke wapen, verlossing, helm, geregtigheid, skild, swaard van die gees, skild van geloof, né? Voete vir skoene vir die evangelie, beld van die waarheid. Dit het niks met die duiwel te doen nie. Jy veg teen die duiwel deur niks met die duiwel te doen, nie. Deur jy op God besig te hou. En daarom het Luther dit reg gesê. Hy het gesê die stryd van geloof is om jou oog op God te hou. Nie om die Satan besig te wees nie. Ken jou aanvoerder. Hoe lyk geestelike oorlogvoering? Ken jou aanvoerder. Wat moet jy oor die duiwel weet? Wat die Bybel oor hom weet? Wat moet jy vir hom doen? Jy moet vir hom oppas. Ons gaan volgende week sien uit gelowiges se perspektief is hy bietjie sterker. Ons is besig om te hoor wat God se woord oor die duiwel sê. Nie wat ons glo en ervaar of leer nie. So Jesus stamp die duiwel deur sy vinger. En hy sê dis 'n magsoorname, hy is nie 'n magsdeler nie. Met respek, hy bou nie kommunes nie. Hy vat alles, hy vat die huis, hy vat die sterk man se huis. As ons by Paulus kom, gaan ons dalk nog vanaand dit sien, 2 Korintiërs 6:14. Watter ooreenstemming is daar tussen die tempel van God en die tempel van Satan? Julle is die tempel van die lewende God. Dis geen magsdeling nie. Paulus sê dit selfs vir die Korintiërs wat hoereer, wat in sondes val, wat ek weet in die boeke wat ek daarom ook al die boeke probeer lees oor die duiwel. Waar mense sê, as jy nou hierdie sonde doen en daai sonde doen, dan jy nou hierdie bindings en jy erf dit en hierdie vloeke. Daai einste goeters, as jy 1 Korintiërs 6 lees, doen die Christen, en Paulus sê nie, hulle is gebind en gevloek en gealles nie. Hy sê, verstaan julle nie, julle is tempels van die Heilige Gees nie. Dis wat Paulus se medisyne is. Die woord van God se medisyne. Weet julle nie, 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20, julle is gekoop nie. Nadat hy vertel het, julle doen sondes wat nie eens onder die heidene voorkom nie. Wat in baie van die literatuur, die populêre literatuur, sê dis nou bindingsgoeters, seksuele sondes en so aan. Paulus sê nee, hy doen nie eksorsismes nie. Hy sê julle is tempels van die Gees. Hoor hom hier, leef dit. Julle is gekoop. So die Nuwe Testament werk altyd vir my beter. Om een of ander rede. Want dis God se eie woord. Kom ons voordat ons by Paulus is net nog een dingetjie oor ons Here Jesus, as ek mag. Die laaste een, toggie. Oom is bietjie stadig met hierdie dingetjie vanaand. Kom ons kry hom net daar. Toggie, kyk hoe val hulle. Daar sê. Dit lyk indrukwekkend, maar dit help nie. As ook daai laaste enetjie, daar sê. Jesus gebruik 'n oorlogsbeeld, 'n magsinname. Ek wou net dit duidelik gesê het. In die geveg is klaar gewen. Die sterk man het toe gekom en het vir die duiwel gejaag. Goed. Hy ontken nie bose magte nie. Hy ontken nie dat mense in die greep van die duiwels kan wees nie. Kom ons gaan na Paulus toe, die eerste groot opgerigte deur die Gees om in die Nuwe Testament te skryf. Paulus weet ook van die duiwel. Hy praat veral, Paulus is baie lief om te praat van kragte, magte, heerskappye, owerhede. Ek het sommer so 'n paar teksies, ek sal dit vir julle aanstuur. Vra nederig om verskoning dat dit so sleg is. Hy verwys onduidelik is. Romeine 8 praat hy van hierdie kragte, magte.
Hy praat in 1 Korintiërs 15, Kolossense en Efesiërs. Praat hy van die magte. En dit is duidelik dat dit teenmagte is, bose magte, die eerste beginsels van hierdie wêreld, sulke soort beelde, wat God se werk dwarsboom. So Paulus weet, daar is onsigbare magte los. Hy weet dit ten minste. So Paulus begin, ons gaan nou sien wat hy oor die duiwel self sê, maar Paulus begin ten minste om te sê, daar's magte. Onsigbare magte, wat God teenstaan. Bose magte. Goed. Daniël ken ons ook die magte wat in die Persiese ryk was. As hy oor Satan praat, noem hy die Satan, die God, 2 Korintiërs 4 vers 4, die God van hierdie sondige bedeling. Hy noem Satan nie God nie, hy noem hom 'n God van hierdie bedeling. So Paulus sit die Satan op sy plek. Hy sê nie hy het 'n eie hemel teenoor God en hulle veg so teenoor mekaar nie. Hy sê hier waar sonde is, daar gaan jy die Satan sien. Tussen sondige mense. En geliefdes, jy kan al Paulus se briewe lees. Paulus is die heeltyd besig om te sê, mense wat in sonde lewe, hy sê nie almal is satanies gebind nie. Hy sê nie almal is vol demone nie. Paulus is lief vir mense, Jesus is lief vir mense. Hulle sê nie mense is vol duiwels tot hulle bekeer nie. Maar Paulus sê wel in Efesiërs 2 vers 1 tot 4, as hy weer 'n keer praat, hy praat van die God van hierdie wêreld. Dan sê hy, vroeër toe julle nie vir Jesus geken het nie, het julle net gedoen wat julle wil. Julle het agter julle eie sondige begeertes aangestap. Julle is al hoe dieper deur die God van hierdie wêreld gesleep. Ek dink die beeld waarmee Paulus werk is die van 'n konsentrasiekamp. Jy's teen jou wil daar, maar jy kan nie uitkom nie. Satan is die baas, hy het jou. Jy wil nie daar wees nie, maar jy kan niks doen nie. Jy kan niks doen nie. Sonde het jou omketting. Die dood is jou voorland. Die Satan is net te sterk. Geen mens kan self teen hom veg nie. Geen mens, nie jy of ek, kan teen Satan veg nie. Dis net Christus. En dis in sy naam wat ons deur die Gees om kan aandurf. Paulus praat ook van die Satan wat mense kan verblind, 2 Korintiërs 4. Hoekom glo ongelowiges nie? Satan sit so, Paulus praat letterlik so sluier, trek so lappie bo hulle, dat hulle nie die lig kan sien nie. Paulus sê hy verstaan dit nie, want die evangelie is so glashelder, dit is so eenvoudig, kinders kan dit glo, maar hulle doen dit. Maar hoe het een nou groot kerkvaders gesê, of 'n teoloog het dit ook al nagesê, die evangelie is so eenvoudig, kinders kan dit verstaan, en groot mense kan daarin verdrink. So eenvoudig is die evangelie, die water van die evangelie, wat kinders daardeur kan swem, en groot mense daarin kan verdrink. Maar Paulus ken hom ook as die hoof van die bose magte in die lig. So Paulus weet ook, hy het 'n klompie demone onder sy beheer. Geen twyfel by Paulus dat die Satan 'n individu is, 'n persoonlike mag. Hy ken magte onpersoonlik, hy ken 'n persoonlike aanvoerder Satan. Hy word beskryf as die bose wêreld se beheerder, hoof van die konsentrasiekampe en hoof van demoniese magte in 'n neutedop. Dis Paulus se verstaan van 'n neutedop van die duiwel. Maar, vriende, ons moet veral in Efesiërs en in Kolossense. Kom ons vat gou 'n bietjie dit, want dit is lewensbelangrik. Elke keer as ek saam met mense sit en ek self ook, en daar was tye in my lewe wat ek saam met dat ek regtig besef het, mens beleef mos tye wat jy nou eintlik voel die duiwel kom vir jou. Dan lees ek altyd, as ek sulke tye het, lees ek Kolossense en Efesiërs. Want Paulus skryf, ek dink Kolosse, die Kolossense brief vir 'n gemeente wat bang is vir die bose magte, vir die owerhede, die kragte. 2 jaar terug toe loop ek saam met 'n paar mense, ek dink dis mense vanaand ook loop. Ek kan onthou, toe loop ons in Turkye en eers raak die toer bietjie de mekaar. En die Turkse lugredery hou 6 van ons ouens op Istanbul agter al die vliegtuig oorboek. En dit is vir my 'n moeilike besluit, want ek wil nie ouens met die toer verloor nie. Uiteindelik moet hulle met 'n bus ry van Efese af al die pad daarna Kolosse se kant toe. En ek sê vir die gids, kom ons verander die toerprogram. Ek wil vandag die ouens hê by Kolosse. Hier wat ons nou lees. En hy sê daar's niks nie. Ek sê nee, dis nie waar nie. Hy sê dis net 'n hoop. Ek sê nee, maar ek gaan vir ouens onder die hoop in laat sien. En ons klim daar bo op, hulle het nog nie oopgegrawe nie, ons steek net so 'n paar pilare uit. Ons gaan sit bo op Kolosse, en ek vat my Bybel en ons begin die teks lees. Ons begin praat. En dit klomp ouens, maar ek sê, dit was die lekkerste dag van die toer, dit was myne ook. Want hier het Paulus vir 'n gemeente wat bang was vir die magte. Wat doen hy?
Wat doen mense vandag? Baie mense doen eksorsisme, sê hulle hoef nie bang te wees nie. Wat doen Paulus as mense bang is vir die duiwel? Vertel hulle van Jesus. Leer hulle wie is Jesus. Dink julle dis 'n goeie ding? Ek dink dis die beste ding op aarde. So, hy leer hulle van Jesus. Kom ons hoor. Kom ons sluit by Paulus aan. Kolossense 1 vers 15. En hy sing. Hy's besig om vir hulle te leer wie is Jesus. Ekskuus en ek hoop jy hoor dit die hele tyd. Ons is besig om oor die duiwel te praat, maar eintlik meer oor die Here. Hæ? Mooi, né? Dis mos die evangelie. Evangelie van Christus wat mense vrymaak. Die seun is die beeld van God. Kolossense 1 vers 15. Onthou julle Adam? Beeld van God? Misluk? Jesus is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste. Verhewe bo die skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel is en op die aarde, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die geestelike, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte, hierdie teenmagte. Hulle is in Christus se domein. Hulle is nie vryblywende geeste. Dis nie asof hulle God kan vergewe dat ek die beeld gebruik, 'n kaart kan haal uit die mou uit. Nee, 'n kaart wat Jesus nie geweet het nie op hom kan speel. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar. Deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van sy liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong, hy is die eerste, die een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Paulus sê, as jy bang is vir die duiwel, verstaan Jesus. Hy is die Here van die Here, alle mag. Jy moet Kolossense 1 baie lees. En dan kom hy na Kolossense 2 toe. Nou begin hy vir die Christene vertel, wie is Jesus, weer 'n keer. Nou is die Christene so 'n bietjie bangerig, en hulle hardloop weer terug na ou godsdiensgebruike toe, en begin weer feesdae hou, en begin weer raak nie en smaak nie en kosgebruike hou en alles. Vers 16, Kolossense 2 vers 16. Moenie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet en drink nie, of julle die jaarlikse Joodse feeste moet hou nie. Ek wonder hoe Kolossense 2 het baie Christene se Bybels geval. Hy sê niemand moet jou dwing om weer feeste te hou nie. Jy kan dit doen as jy wil. Hy sê Romeine 14, doen dit uit vrye wil, maar moenie laat iemand jou gewete bind en sê ons nou weer al die Joodse feeste hou nie. Staan in my Bybel terloops. Goed. Of die nuwe maansfees, of die Sabbat nie. In jou lewe dat jy dit nie moet vier nie. Dis die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Hy is jou fees, hy is jou Sabbat, hy is jou Pasga, hy is jou loofhuttefees. Jesus is die fees. 365 dae van die jaar. Moenie dat iemand wat nederigheid het en aanbidding van engele, bose magte, engele hier is wat hy hier het, en voorgee hulle visioene gesien het, jou mislei nie. Christus is die Here. Bietjie terug, nou spring ons terug, dis net die belangrike, so Paulus sê, oppas dat jy dink jy gaan die Satan wen deur weer 'n geweldige soort formalistiese, wetisistiese godsdienst te gaan hou. Hy sê, vers 13 van Kolossense 2, julle was dood, dit wat julle gesondig het. Julle sondige natuur was nog nie weggevat nie. God het julle saam met Christus lewend gemaak, het al ons sondes vergewe. Hoor nou begin hy oor die Satan praat. Hy het die brief, die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker het hy dit vergoed weggevat. Hy het die bose magte ontwapen. Hierdie teks gee die duiwel koue koors vanaand. Nou in sy klein simpel plekkie waar hy die baas is, kry hy koue koors as ons dit lees. Want hy weet, dis die teks wat hy nie wil hoor nie. God het die bose magte ontwapen, hulle in openbaar vertoon, deur as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou gaan ons gou 'n bietjie triomftog doen. Wie van julle was al in Parys? Nee, of wie weet van die Arc de Triomphe? Nee, julle weet, daai fietsdingetjie gaan elke keer daar verby, daai triomftog. Die van julle wat al in Rome was, weet, as jy daar by die Colosseum staan, as jy so binne in die Colosseum, so aan jou regterkant, staan daai triomfboog van Titus en die triomfboog van keiser Konstantin, dis daai bo, Arc de Triomphe. In die antieke wêreld, as daar 'n groot oorlog was, en die koning kom terug en hy wen, hoe weet jy of die koning gewen het?
Ek bedoel, dis vandag baie maklik. As Amerikaners sê hulle wen, dan kyk jy op CNN. Ek onthou so 'n paar jaar terug toe hulle vir Saddam geklap en dan sit ons nie aan en kyk ons oorlog. Onthou julle? Wys hulle daai bom daar geval, daai bom, dink ek is verskriklik. Hulle het op 'n stadium bomtoerisme gehad. Jy kon vlieg na sekere plekke toe in die Midde-Ooste, dan kon jy gesit het in die verkyker en kyk, gooi hulle bomme. Verskriklik. Anders maak oorlog en ons is op 'n bomoorlog toer. Verskriklik. Wat het van die wêreld geword? Hoe dit ook al sê. Maar hoe het jy geweet in die antieke wêreld, daar was nie CNN nie. Nou kom die helfte van die weermag terug. Jou man kom terug, arms is af, die helfte van die ouens is stikkend gekap. As nie ons het gewen, dan sê, lyk nie so nie. Nou hoe weet jy die ouens het gewen? Daar's twee dinge. Jy doen twee dinge in die antieke wêreld. Jy bring krygsgevangenes en jy bring buit. Jy bring die groot goeters. Jy bring die vyand en jy bring hulle geskenke. Jy noem dit 'n thriambos. Tydpreke is Grieks en ander ouens leer Grieks. Partykeer doen ons albei saam. So hier's die Grieks. Die Griekse woord wat die Nuwe Testament gebruik en wat die Griekse wêreld gebruik word vir die oorwinningsprosesie van die terugkerende soldate is 'n thriambos. Paulus gebruik die Griekse woord hier. Oorwinningsoptog. Hoe weet jy die Romeinse keiser het gewen? Jaar 70, wat gebeur in die jaar 70? Jerusalem word vernietig. Onthou julle? Titus is die Romeinse generaal wat dit doen. Sy pa het die oorlog begin in 68. Hy word teruggeroep, hy word keiser, Nero word vermoor, daar's 3 vinnige keisers, Galba, Otto, Vitellius. Hulle maak dit nie, Vespasianus kom terug, hy vat die Romeinse ryk, maak hom weer reg, gaan dood, sy seun Titus gaan terug. Maar as Titus teruggaan en as jy nou ooit in Rome kom, daai triomfboog staan vir Titus daar nadat hy Jerusalem gewen het. Jy sien op die triomfboog van Titus, jy kan dit gaan Google. En as jou Google te stadig is, ry jy Rome toe, en as tydkeers laat jou vinniger vat om in Rome te kom, is baie internetverbindings, maar dan gaan kyk jy daar in Rome. Ek het vergeet, ek moes uiteindelik op die PowerPoint gesit het. Daar is op daai triomfboog van Titus daar in Rome, so 7-armige kandelaar, wat hy die tempel in Jerusalem gevat het. Dan hoe weet jy Titus het gewen? Hy kom terug met die kandelaar van die tempel, die 7-armige kandelaar, hy reuse ding. Hy het hom gevat, hy sê ons, julle sien mos nou ek het die Jode gewen. Dis die ding, dis die heiligdom, ek het daai plek gevat. Hy tempel hy is nie meer nie. Ek het nou hierdie ding, sê ons, groot oorwinning. En dan sit hulle van 'n triomfboog op, 'n thriambos. Wat het Hitler gedoen toe hy Parys gevat het in die Tweede Wêreldoorlog? Hy het jou wrintie waar daar deur Parys gaan trek met sy soldate, hy het 'n thriambos gehou. Waar het hy begin? Op sy vyand se terrein. Waar die Romeine gewoonlik begin. Hitler het dit by die Romeine geleer. Julle onthou mos hoekom Hitler homself die Third Reich genoem het, né? In die Eerste Reich het hy gesê is die Romeine, waar was die Tweede Reich? Die Frankiese Ryk, Karel die Grote. Daar in Aachen in Duitsland staan sy troon nog. Ek nou die dag vir my vrou gaan wys. Hy staan van 800 na Christus af. Was dit nie vir Karel die Grote nie, was die hele Europa waarskynlik moslim vandag. Karel die Grote is deur die Here opgerig om die moslems te keer in die jaar 800 plus. En Hitler het gesê hy gaan die Third Reich wees. Maar hoe dit ook al sê, jy begin 'n thriambos altyd op jou vyand se terrein om hom te verneder. Om te sê, het jy dit gewaag om uit te dag? Hoe werk 'n thriambos? Jy vat die vyandige generaal, trek die ou kaal uit, maak hom agter die chariot, die strydwa vas, sit hom agter die generaal wat gewen het en dan sleep jy hom. Dan vat jy kruisgevangenes van daai koning, jy sit jou soldate, hulle trek saam en almal klap vir hulle hande, dan sit jy die gevangenes, mense gooi hulle met eiers en goeters, en dan sit jy ook in die triomfprosesie al die buit wat jy gevat het, die kandelaar, al daai, dan, jy sien daar in Parys, daai goeters wat uit Egipte uitkom, daai suile, daai naalde en al die goed, jy bring al die goeters, dan sien ons het groot gewen. En as jy regtig groot gewen het, dan vat jy van daai geskenke en gee dit vir die ouens langs die pad. Dan weet jy ons, dit was 'n super oorwinning. Dis hoe 'n triomftog lyk. Paulus gebruik presies elke komponent hiervan, ek gaan gou vir julle wys, om die Satan se vernietiging te verduidelik. Soos die Hollanders altyd sê, die helfte is my niet vertel. Die duiwel hou daarvan dat hierdie inligting, dink ek, nie in die kerk bekend is nie, want dan kan hy kil jou hier, kil jou daar. Ek is groter as wat jy gedink het, meneer, mevrou. Wel uit my perspektief, maar my Here gaan iets met jou doen wat jy nie weet nie. Goed, hoe dit ook al sê. Paulus begin Kolossense 2 vers 14 en 15. En as jy dan klaar is, jy vat nou jou vyand, kom ek maak net die Romeinse thriambos klaar,
Jy trek eers op jou vyand se terrein, dan hou jy dit in Rome. Jy bring die vyand saam, en dan trek jy, gewoonlik stop jy by 'n tempel van die god Apollo. Hoekom? Apollo is die god van oorlog, of Mars, maar gewoonlik Apollo. Apollo is die god van musiek en oorlog. Dan vat jy daai vyandige ou, gooi hom op 'n altaar, sit hoe het ou Tollag sê, metjies, trek hulle, steek hulle aan, brand jy, dan sê hy, dis wat Rome dink van hulle vyande. Nou, Kolossense 2 vers 15, vat Paulus daai presiese beeld, hy sê, God het 'n vryhambos, 'n oorwinningsoptog. Waar het hy hom begin? Op sy vyand se terrein. Waar is sy vyand se terrein? Waar is die god van hierdie wêreld aan die werk, Efesiërs 2, vers 1 tot 4? Hier. Wat is die mooiste ding wat God ooit gedoen het? Hy sit sy eie heilige kind uit die hemel, sy kruis waarop? In die hoofkwartier, ekskuus, Openbaring 11 sê Jerusalem is die hoofkwartier van die Satan. Hy weet, hy's oorgegee aan die bose magte vir 42 maande. Jesus land sy kruis hierop. Hulle vermoor dan God se eie kind in Jerusalem. Ek bedoel, hoe sleg kan dit gaan met Jerusalem? Hy vermoor dan Jesus, God se eie kind, kom na die Dawidstad toe en hulle vermoor hom. Daarom sê Jesus, hier kom oordeel vir Jerusalem. Jesus het sy kruis op Satan se voorstoep op. En hy oorwin hom aan die kruis. So die vryhambos begin aan die houtkruis. Die grootste oorwinning in die mense se geskiedenis, vriende, begin by Golgotha, oor Satan. Daar onttroon God die Satan, hy ontwapen hom. Sal later praat oor wat se wapens verloor hy. Hier's die een, solank het ons al gesê, wat kon Satan in die Ou Testament doen? In die hemel ingaan, waar kan hy nie meer ingaan nie? In die hemel, so hy ten minste daai wapen verloor. Ons gaan kyk na 'n paar ander. Kan nie meer in die hemel ingaan nie. Nou begin Jesus trek met daai Satan. Nou hoor ek, in 'n Romeinse triomftog vat jy soldate saam. Blaai gou saam met my na 2 Korintiërs 2 vers 14 toe. 'n Vryhambosbeeld word deur Paulus verder gewerk. En dan gaan ons na Efesiërs 4 toe. 2 Korintiërs 2. Dis mooi, né? Kom ek die eerste keer in my lewe lees, toe wil ek na elke dominee toe gaan wat my groot gemaak het. Het julle dit ooit raak gelees? Het julle ooit die diepte van die Bybel gelees? Of het ons net so bo langs die vernissies gekrap? Ek bedoel, dis Paulus se diep teologie oor die duiwel, wat ons nou deel. So kom hy nie so bang is vir die duiwel nie. Want hy het geweet, daar was 'n vryhambos in Jesus, en hy het geweet, wat is my rol in die vryhambos? 2 Korintiërs 2, hoor net. Hy sê, vers 14, maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in wat? In sy vryhambos, in sy triomftog. Omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Wat ook in hierdie vryhambos gebeur het. Die ouens het voor die generaal wat gewen het uitgestap met wierook en hulle het by die God gaan offer. Nou sê Paulus, ons is die wierook. So, hier trek Jesus. Satan het hy in die kruis ontwapen. Waar sit hy sy kerk? In sy oorwinningsleer. So ons trek saam met Jesus en ons maak oral wat bekend. Sê Paulus, die oorwinning van Jesus. So Christene is per implikasie, per identiteit, oorwinnaars oor die Satan. Ja, jy moet dit elke dag ook wees, maar jou vertrekpunt is, jy staan op die rostrum. Dis waar 'n Christen begin, by die nommer 1 plek, saam met Jesus. Dis waar jy begin, jy kan net afklim. Kan ek dit weer sê, jy hoef nie op te klim nie, jy kan net afklim, dis waar jy begin. Die oomblik as jy gered word, tel Jesus jou op en sit jou langs hom. So jy hoef nie dit te word nie, jy is dit, jy kan net afklim. Maak dit sin? En ek het altyd gedink ek moet opklim. En ek onthou hulle het altyd vir my gesê, Stefan, jy kry nog steeds 'n brons. Daai goud gaan jy net nie maak nie. Onthou nog die een groot kerkleier vir my gesê, jy sal ook eendag wees soos ek. Daar by numero 1. Toe dink ek, sjoe. Jesus sê, ek hou altyd vir jou plek. Ons is meer as oorwinnaars, né? Ek weet nie hoe vertaal ons daai woord van Paulus nie, hypernikao. Nikao is die Griekse woord vir wen, waar Nike vandaan kom, Nike, daai regdingetjie, hy skoentjies. Dit is die Griekse woord vir oorwinning. En hier Paulus sê ons is hypernikao. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is super oorwinnaars saam met Jesus. Klaar. Goed. So ons trek saam in die vryhambos. Goed. Efesiërs 4. As
So jy het gedink gemaklik wees, né? Efesiërs 4, maar dit is, né? Dis mooi. Efesiërs 4. Party kyk Efesiërs 4. Party mense sê dis so mooi, né? Dis so mooi Efesiërs 4. Hy klink bietjie Grieks totdat ons die Afrikaans ontrafel. Ek het ook nooit sin gemaak hiervan nie tot ek dit ja, goed. Efesiërs 4 vers 7. Kom ons vat vers 8. Hy help Psalm 68 vers 19 aan. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangene saamgevat. Maar ons begin nou mos al weet, maar ek voel dikwels soos ons laas by die vorige Bybelskool gesê het, soos die Ethiopiër, hoe sal ek die skrif verstaan as iemand dit nie vir my uitlê nie? Ek het hierdie teks gelees, nie 'n klou gehad nie. Dink, hoekom sal Paulus nou dit sê? Toe onthou ek nou Psalm 68 se troonsbestuiging Psalm, en Paulus is besig met die ontwikkeling van sy triambos, by die kruis begin het, ons trek saam met Jesus, en nou hoor ons toe ons na die hoogte opgevaar het hy krygsgevangene saamgevat, want nou gaan Jesus waartoe? Waar eindig die triambos? In die hemel. Wat gaan doen Jesus met die duiwel? Hy vat die duiwel saam. Openbaring 12 beskryf dit 'n ander hoogtepunt, maar hy wil net vir die hemel gaan wys, hier is die Satan wat my uitgedaag het. Dan gee hom vir die slagordes van die hemel met die aanvoerder Michael, dan gooi hulle hom uit. Onthou julle Openbaring 12. Ek sal nou nie vanaand daarby uitkom nie, maar volgende week, want ons gaan sinvol deur die Bybel. Dit is my belangriker dat ons die Bybel het. Ons kan die vrae later vra as ons die beginsels het van die skrif. Hy het krygsgevangene saamgeneem en gawes aan mense uitgedeel. Wat doen jy by 'n groot triambos? Jy deel presente uit. En hier is die geskenke wat hy uitgedeel het. Né? Apostels, profete, evangeliste, so Jesus gee lewende mense. Hy gee kerkleiers soos wat vanaand hier by ons sit. Hy gee vir Willem en al hierdie leiers van hierdie gemeente, Greta hulle en Ian hulle en al die ouens, want dis sy geskenke aan ons. Hy gee lewende mense. Dis God wat 'n magtige oorwinning behaal aan die kruis. Dis Jesus wat sy triambos deur die wêreld voortsit. Dis Jesus wat in die hemel is en hy deel sy geskenke uit vir sy kerk. Jesus het alle mag in die hemel en op aarde. Paulus werk met die triambos. Ek sou nog, maar ek gaan dit nou nie te moeilik maak nie. Ons sou nog 1 Petrus 3 ook kon vat. Petrus werk ook met die triambos. Waar hy vertel dat Jesus by die geeste in die gevangenis nog verby is. Vir hulle ook sy oorwinning aangekondig het. So Jesus is met 'n super oorwinning besig. OK. Gaan nog so een dingetjie sê, dan gaan ons breek. Ek gaan net Paulus laat maak afvra, dan is daar vra. So Paulus het nie 'n stukkie se twyfel dat alle mag Jesus se is nie. Hy's die Here. Wanneer Paulus sonde sien, sê hy nie Satan kan God oorroep nie. Satan kan God se werk uitknikker nie. Ek het daar sommer die kruis is volgens Paulus die dood het Christus ook oorwin, dis die laaste vyand. En dan gaan Openbaring sal ek volgende week so 'n bietjie tackle. So, kom ons vat Paulus en Jesus saam en dan kan ons gou so 'n paar oomblikke en daar net 'n paar vrae met mekaar deel of 'n paar opmerkings. Die Ou Testament, 4 plekke wat die Satan ken. Onthou julle? Job 1, Job 2, Sagaria 3, 1 Kronieke 21. Fluit, soos ons mekaar sê, Satan kry meer scope in sommige preke as wat die hele Ou Testament vir hom gee. Ontken nie die mag van Satan nie, dat geeste in Saul kan invaar. Die Nuwe Testament dit vat die Nuwe Testament. Die Ou Testament sê nie die slang is Satan nie. Openbaring 12 leer dit vir ons. Maar ek wil Satan as 'n eie figuur wat teenoor God staan, word sterk in Job en word sterk in Sagaria geïdentifiseer. Ons hoor van bose geeste, ons hoor van veldduiwels, die gode van die ander volke, maar hulle is dood. Jeremia het so lekker spotterytjie aan die gang in Jeremia 10. Jesaja 44 lag Jesaja hom so 'n bietjie dood vir die afgode. Onthou julle? Hy sê 'n snaakse ding wat mense doen. Ou kap vir 'n boom af. Kap hy van hout, maak hy van 'n braaivleis. Ek dink hy, jong, ek gaan met hierdie oorskiet hout gaan hy vir my God maak of andersom. En een stuk hout eet hy op en die ander stuk hout sê hy, jy's my God, red my. Jeremia doen dieselfde. Hy sê in Jeremia 10, hy sê dis die snaakste. Hy sê, julle moet nie bang wees vir die gode van die heidene nie. Hulle is soos voëlverskrikkers na komkommerland. Jy weet mos, dis nie regte dinge wat daar staan, net voëlverskrikkers. Net voëlskrik vir voëlverskrikkers. Mense behoort nie. So hy sê, dis dood. Hy sê, die Here God spot met die dooie gode. So nêrens ken die Ou Testament mag, inherente mag aan die gode toe. Dis dood. Dis net een God. Dis die Here. Die hemelruim is leeg, is net God. So,
Satan is nie 'n God wat in daai beelde bly nie. Hy is 'n mag. Nuwe Testament, Jesus kom, hy weet die Satan is daar. Hy onttroon hom, hy onttroon sy demoniese magte. Ontken nie dat die Satan gevaarlik is nie. Waarsku sy kerk dat hulle stryd sal hê. Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 is: Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld sal wegvat nie, maar dat U hulle van die bose sal bewaar. Jesus leer ons in Matteus 6 en Lukas 11, bewaar hulle van die bose. Dis wat ons elke dag moet bid. Jesus ontken glad nie. Net soos 1 Petrus wat sê die Satan is 'n brullende leeu. Moenie met hom speel nie. Ons gaan dit volgende week vir mekaar leer. As ons praat, wat moet ek as Christen doen? 1 Timoteus 6, jy man van God, vlug van die sonde af. Ek het geleer, Satan en ek moet nooit op dieselfde tyd op dieselfde plek wees nie. Ek moet nooit met sy speelgoed lol nie. Ek moet nooit toegee nie, maar dit kom volgende week. Gaan ons 'n bietjie praat, hoe moet 'n Christen teenoor Satan maak? Maar vriende, vanaand kyk ons na God. God is die oorwinnaar oor die magte. Hy is die een wat ons nie vir die hambos vat. Net dit. Openbaring sê Satan kan gelowiges doodmaak. Moet hom nie onderskat nie. Openbaring 11 en Openbaring 17 neem Satan die gestalte aan van Babylon, wat die bloed van gelowiges drink. Die petrol wat die Satan se tank vuur, is die bloed van gelowiges, en die godsdiens wat hy het, 'n seksuele welis. In Openbaring 17. Hy vernietig die wêreld deur sieklike seksualiteit, en hy in sy brandstof is om gelowiges te vermoor. Ons sien dit nou in ISIS, met ISIS. Ons hoor dit met die uitbanning van godsdiens in die westerse wêreld. Ons sien dit met die protes om God se stem stil te maak. Dis die Satan. Maar vriende, hy het dit nog altyd gedoen. Satan het nie ander planne as wat hy nog altyd het. Onthou, ons sê vir mekaar, hy is destruktief, nie kreatief nie. Niks. Daarom sê Jakobus, alle goeie gawes, onthou julle Jakobus 1 vers 17 en 18, alle goeie gawes kom van God af. Alles wat mooi is. Dit is my tog 'n bietjie jammer dat baie mense net God hoor as slegte dinge gebeur. Hulle ook net lesse sien in slegte dinge. Nou die dag iemand weer vir my sê, ek het jy nooit 'n les geleer dat jy so ryk is nie. Mense moet teiker vra, wat is die les dat jy voorspoedig is? Ekskuus. So, God gee goeie gawes. Die bose is die destruktiewe een. Goed, genoeg gesê. Vriende, ek mag die Here verheerlik word, mag die Here opgebou word. Mag sy naam groot wees, mag ons uit die pad bly van ons vyand. Kom ons bid saam. Here God, Here Jesus, U het ons geleer om te bid, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en U dit gebring, Here Jesus. Here, ons het 'n gedigte vyand, ons kan nie teen hom staan nie. Die Satan is te magtig, hy's 'n brullende leeu. Maar Here, U is die leeu uit die stam van Juda. U is die eerste en die laaste en die lewende. U is die Here wat dood was, maar opgestaan het, wat die sleutels van die dood en die doderyk vashou. En kyk, U leef tot in ewigheid. Here, dit is U wat as die gelowiges se bloed gevat word op aarde, hulle optel en met 'n nuwe oorwinningskleed bekleed. Dit is U wat ons name geskryf het in die boek van die lewe van die lam. Dis U wat gegaan het en vir ons plek berei het. Dis U wat by ons is al die dae. Here, wees by ons. Bewaar ons van die bose. Bewaar ons van sondes. Heilig ons gedagtes. Here God, mense wat in die mag is van die bose, bevry hulle. Mense wat bindings het, breek dit. Geef ons die wysheid om te onderskei, om die duiwel nie te veel eer te gee nie, maar ook nie blind te wees vir daar waar hy werk nie. Net die Gees sal ons in die waarheid lei. Kom o Heilige Gees, o Skeppergees, lei ons in die volle waarheid. En nou Here, as ons huis toe gaan, is donker, asseblief pas ons op. En asseblief Here, maak vanaand terwyl ons slaap Psalm 127 waar, dat U vir die geliefdes sal gee wat hulle nodig het, terwyl hulle slaap. Hoor ons in die kragtige naam van Christus die Here. Amen. Vrede.